wil dat van die microfoon te gebruik? Ons gaan vanaand bietjie ons sequence so bietjie verander. Gewoonlik sal ons dan lofprysing en aanbidding. Vanaand wil ek eers praat van lofprysing en aanbidding, maar dan gaan ons lofprysing en aanbidding doen. Ek dink ons gaan 'n beter perspektief hê waaroor die lofprysing en aanbidding gaan wanneer ons klaar is om die woord te bring is. Want as ons belangrik om die verskille te ken. Ons hoor van praise and worship, ons prys van lofprysing, ons hoor van lofprysing en aanbidding. Maar verstaan ons regtig wat ons doen en wat ons sê. Ek het gesien daar is 'n bietjie van 'n styfheid in die gemeente wanneer dit kom by praise and worship. By lofprysing en aanbidding. Dit so, ek praat nie van ons samspan nie, ek praat van ons gemeente. Waar dit is so 'n bietjie styf. Hulle is 'n bietjie skaam vir jou daarso. En dit is eintlik iets wat ons deur aanhoudende lofprysing, aanbidding en samekoms, waar ons mekaar beter leer ken, van ons samekom. En ons is geseën want ons gereeld nuwe mense, ons kerk is besig om te groei, en ons verstaan dat daar mense van ander denominasies wat in kom, wat nie noodwendig gewoond is aan handeklap of iemand met koordans op sy kant. En ons gee mekaar daai vryheid en daai spasie. Tot Dawid se mense het gedink as geen mos, gedink as getrek by daar gemaak daar die kere gaan is. Regtig? Nou as hy dan so gelofprys het, maak ek dit dan verkeerd? Nee. So kom ons begin by die begin. En ons gaan kyk na lofprysing eerste. Wat is lofprysing? Daar's twee groot goed by lofprysing en aanbidding van mekaar onderskei. So, wat is lofprysing in Engels? Prys. Ons prys die Here. Dis lofprysing. En dan wat is aanbidding in Engels? Worship. Kan jy sien as ons kyk in die Afrikaanse en Engelse benamings vir hierdie kontekste, dan sê dit ook klaar vir ons grootendeels wat ingaan. Wanneer ek sê ek prys die Here, is dit iets anderste as wanneer ek in aanbidding is. Wat is twee groot verskille dink julle is daar tussen die twee? Die een aanbid jy, Yes. en die ander een prys jy. Die loof maar. Dit is die regte pad. Wanneer ons prys, dan prys ons. As ons aanbid, dan aanbid ons. Dis die groot verskille is, wanneer ons prys, in die eerste plek, dan dank ons God vir wat hy doen. En dis gewoonlik vinniger, meer opgewerk, ons is bly, ons jubel, ons loof, ons dans. Dis wat ons die Here prys. Maar wanneer ons hom aanbid, dan sê ons vir hom dankie vir wie hy is. Dis kalmer, dis rustiger, dis gewoonlik baie dieper. Prys is gewoonlik saam in 'n groep. Ons prys die Here saam, ons loof die Here saam, ons baie keer gesamentlike doele waarvoor ons hom kan loof en prys. Dis 'n meer openbare tipe van verhouding as jy so kan sê. En aanbidding is 'n baie meer intieме verhouding. Dit kan ook nie openbaar wees, dit kan wees soos wanneer ons saam is. Maar dis gewoonlik 'n baie meer biddende atmosfeer, as ek dit so kan sê. So wanneer ons sê dat ons prys die Here en ons aanbid die Here, dan sien ons duidelik daar's twee verskillende goedes wat ons doen. Nou, as ons nou prys en ons worship, is die een meer belangrik as die ander.
Nou, ek gaan ook hierdie boodskap vir julle aanstuur. Roan is op die bord met ons skrif en die goedes. Hy het my gevra vir tekstverse en alles. Dus ek weet nie of hy so 30 tekstverse gaan opsoek in die woord wat jy het opgegeen nie. So ek gaan nie al die tekstverse vir ons doen nie vir die lees nie. Maar dit is vir ons baie belangrik om te weet hoekom lofprysing vir ons belangrik is en hoekom aanbidding vir ons belangrik is. En waar kry ons vandaan wat ons sê? Is dit iets wat net saam met die kerk gekom het van die stigting van die kerk af, of is dit iets wat ons kry waar die woord van God met ons praat en sê, lofprys, aanbidding, ons gaan kyk daar. Ons gaan kyk daar. En dan gaan ons daarna ons lofprys en aanbidding doen. En ek is seker julle gaan met die woord van God daarna kyk. In die eerste plek, Psalm 29 vers 2 sê vir ons, gee aan die Here die eer wat sy naam toekom, buig julle voor die Here neer in heilige versiering. In die eerste plek, gee lofprysing, erkenning aan God in sy grootheid. Ons sê vir hom dankie vir wat hy vir ons doen. En vanaand pas baie mooi in die reeks wat God se karakter is. Want hierdie is alles nog steeds goed wat in die woord uitkom wat God vir ons beskryf. Ons sê nou net vir hom dankie vir dit wat hy vir ons doen. So lofprysing gaan oor dankbaarheid, dit gaan oor vreugde, dit gaan oor opgewondenheid, oor wat God vir ons doen. En aanbidding is stemmig, intiem, oor wat God vir ons is. Verstaan julle die daar 2%? En dis ook dit goed vir ons goed is dat ons hierdie tipe van goed is deurgesels, sodat ons kan sien wat is die onderskeid en wat is die verskil. En julle weet ook gewoonlik ons aanddienste is bietjie meer lering. Ons gaan bietjie meer woorde, ons gaan kyk na skrif, as hulle noodwendig soos die oggenddienste 'n preek is. Die volgende punt, Psalm 145 vers 3 sê, God is die Here en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Wanneer ons die Here prys, dan maak dit besef in ons wakker van ons afhanklikheid van sy grootheid. Deur dit wat hy vir ons gee, dit wat hy vir ons voorsien. Baie kere vergeet ons om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy nie vir ons gee. Ons vergeet baie keer om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy van ons al weghou. Dit wat teen hy ons beskerm, wat ons daar nie eens van weet nie. Ons as mens is baie natuurlik wanneer dit kom by ontvang. Ons is meer geneig om te wil hê as om te wil gee. En ons gebedslewens baie kere is ook so dat ons vir die Here sê, vir die Here meer vra as wat ons vir hom sê dankie. En lofprysing gee ons daai ideale geleentheid, of as dit ons eie doen, of as dit in 'n gemeente doen, om vir die Here dankie te sê, om net dankbaar te wees. Dankbaarheid moet 'n deel van ons lewe wees. Ongelukkig het baie mense daai mentaliteit van ek soek net en solank wat jy vir my gee, is dit alright met jou. Maar sodra jy ophou gee, maak nie saak hoe ek jou behandel nie. Sodra jy ophou vir my te gee, dan begin ek agter jou rug praat, dan wil nie meer 'n verhouding met jou hê nie, of wat. Sny dit af. Dit gebeur. Terloops, dis ook wat die Here vir ons sê,
plekke. Jy evangeliseer waar die sondaars is, want jy wil hulle siele red vir die Here. Maar jy bly nie tussen hulle en jy doen nie wat hulle doen nie. Jy gaan nie saam met hulle saam met die wêreld nie. En baie kere dan oorvleuel die twee bedoels. Want alles is mens nog geestelik onvolwasse is. Waar jy dink dat daarmee jy moet evangeliseer, jy ook moet wees en bly en men. En dis verskillende goed. Die Here het met die tollenaars uitgaan. Hy sal met die prostituie geëet. Hy het al daai goed gedoen, maar sy hoofdoel was gewees om aan mense se siele te red. Hy het nie saam met die tollenaar gegaan en die mense gaan verneem nie. Hy het nie saam met die prostituie gegaan en gaan rondslaap saam met ander mense nie. Hy het nie gesondig saam met hulle nie, maar hy was saam met hulle oor hulle siele. En dit is goed wat ons vir die Here voor dankie sê wanneer ons lofliedere aan ons. Is daar verskillende maniere van lofliedere? Is daar verskillende maniere om die Here te loof? Ja. Ek kan hom loof deur byvoorbeeld te sing. Maar ek kan hom ook loof deur gebed. Ek kan hom loof deur met hom te praat. Ek kan die Here loof deur hoop op te tree. Daar's verskillende maniere waarop ons die Here kan loof en waarop ons hom kan prys. Een van die redes vir lofprysing is om ons die geleentheid te gee dat ons wel vir die Here kan dankbaar sê, dankie sê. En dit veroorsaak geestelike groei. Want ons besef ons afhanklikheid van God. Wanneer ons geestelik groei, wanneer ons nader kan beweeg aan die Here, dan beteken dit ook dat ons verhoudings met hom verdiep. Wanneer ons verhoudings met die Here verdiep, dan begin ons al hoe meer besef al sy karaktereienskappe. Jy kan enige ene wat ek genoem het al die laaste 3-4 weke in die noem. Maar daai konsepte begin ons besef wanneer ons verhouding met die Here groei, wanneer ons 'n dieper verhouding met die Here het, en dit word ook gefasiliteer, aangehelp deur die feit dat ons vir die Here kan dankie sê, deur lofprysing en aanbidding. Lofprysing skep ruimte in ons harte, wat ons gewoonlik sal gelos het vir ander emosies. Want om die Here te loof en te prys is ook emosioneel. Dit kan vir ons ook, afhangende van waar jy in die lewe is en waar jy in verhouding met die Here is, net so emosioneel wees soos wanneer jy worship. Want jy het 'n geestelike koneksie. Jy vuur die Heilige Gees binne in jou aan, want jy praat met die Here as gevolg van jou verhouding wat jy met hom het. Psalm 22 vers 4 sê, maar U is heilig, U wat woon tussen die lofsange van Israel. Lofsange maak ons wakker teenoor wie God is. Lofprysing is een van die kragtigste wapens wat ons as 'n kind van die Here in ons arsenaal het. Wat sê die woord vir ons wanneer ons begin afvoer, wanneer ons begin deprou kry, wanneer ons nie lekker is nie, wanneer ons voel ons het genoeg gehad. Wat sê die Bybel wat moet ons doen? Loof en prys die Here. Dit is 'n wapen wat in jou hand het wat ons nie genoeg gebruik nie. Amen. Dis die tipe van wapens wat ons kan gebruik teen die aanslag van die duiwel, want wat ons vergeet is, sodra jy jou lewe vir die Here gee, word jy 'n teiken. Amen. Ons dink wanneer ons lewe vir die Here gee, is alles masker en rose. Dit gaan lekker wees, man. Snoer sy, papie, dan wag vir jou 'n surprise.
Jy is 'n teiken as jy jou lewe vir die Here gee. Dan help dit nie. Jy sit 'n vroom gesiggie op en oogklappe en dink jy gaan jy die lewe gaan. Dan is dit tyd om jou krygswapens aan te trek. Jou helmet, jou borswapen, jou uitrusting, jou gevegsuitrusting. Want jy gaan fight. En dit gaan met tye sleg gaan. Spaar die lewe gebeur. Maar wanneer dit nie goed gaan met jou, wat doen jy? As ek jy die hoekie insal, hoe staan jy op in die Heilige Gees en loof en jy prys die Here? Wat doen jy? En dis keuses wat ons maak, wat ons lewens beïnvloed. Jy kan hoeveel geestelike oorwinnings kry deur jou plek in te neem as kind van God en hom te begin loof en prys wanneer dit swak gaan, wanneer dit swaar gaan, wanneer dit nie lekker is. Ons het gevra, hoekom is dit belangrik? Hoekom is aanbidding belangrik? Hoekom is lofprysing belangrik? En ek gaan nie veel uitbrei nie. Ek wil julle net die voorsmaakies gee, sodat julle dit wat ek vir julle op die groep kan sit verder gaan van die eerste keer. Die laaste punt wat ek wil noem, wanneer dit kom by lofprysing, is 'n meer praktiese punt. Lofprysing skep saamhorigheid. Ons as gemeente kan hier sit Sondag na Sondag na Sondag. As ons die lofprysing gedeelte uitgaan, is so baie van ons wat vir altyd gaan skaam wees vir mekaar. Maar omdat ons die Here kan loof en prys in 'n samehoorige omgewing soos wat ons gemeente is, beteken dit ek kan bietjie my mure afbreek. Ek kan so bietjie meer vulnerable wees. Ek kan so bietjie meer van myself wys. Vreemdelik het vanoggend vir ons uitmuntende getuienis gemaak. Dis geestelike groei. Want God word meer belangrik as die eie ek. Dit wat die Here vir ons doen, word vir ons meer belangrik as lofprysing en aanbidding skep vir ons daai samehoorigheid om te sê, weet wat nou? Ek hoor by hierdie gesin. Ek pas aan hier op hierdie gesin. Ons is dalk nie almal lekker normaal nie, maar ons pas daar in die gesin. En sing en psalm sing in julle harte tot eer van die Here. Dit is hoekom ons lofprys. Dit is van die redes hoekom ons lofprys. Nou is aanbidding nie staan. Ons het gesê die doel van aanbidding is in die eerste plek. Ons aanbid die Here vir
in die laaste rit geleer wie God is. Die sy karakter wat aan ons openbaar. Die hoe hy optree. Die wat die woord van ons sê. En dit is belangrik om dit te weet. Want hoe kan jy die Here aanbid as jy nie die Here ken? Hoe ken jy die Here? Deur sy woord. Aanbidding is gewoonlik meer introspektief. Ek kyk na my verhouding met die Here. Want ek loof en prys hom vir wie hy is. Dis gewoonlik 'n baie meer intieme omgewing. Dis ook iets wat jy kan doen enige plek waar jy is. Jy kan die Here aanbid waar hy is. Net nie met toe hoor op die highway. Maar jy kan hom aanbid in jou kar, in jou oogies oopmaak, en jy kan die Here aanbid. Dit is belangrik dat ons die Here aanbid ook vir wie hy is. Want wanneer ons God begin boorstel, wanneer ons hom begin verhef, wanneer ons hom begin aanbid, beteken dit dan ons sien ons eie flaws, ons eie tekortkominge, en ons besef ons afhanklikheid van God. En hoe meer ons dit besef oor hoe groot sy genade vir ons is, hoe makliker is dit vir ons om te begin besef dat hy wat hy gedoen het, het hy puur uit liefde en genade vir ons gedoen. Dit is al. Kan jy op verskillende maniere aanbid? Jy kan. Jy kan. Net soos wat met lofprysing, jy dit weer gebed kan doen, jy kan dit weer lofsang doen, jy kan dit weer woord doen, jy kan dit weer samekoms doen. Net so kan jy dit ook doen met aanbidding. Nou hoekom is dit belangrik vir my om te weet van aanbidding? Die eerste ding, Jesaja 6 vers 3 sê ons, heilig, heilig, heilig is die Here van die heerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Wanneer ons God aanbid, dan besef ons sy heiligheid. Ons besef sy soewereiniteit. Wat net van sy karaktereienskappe is. Ons besef hoe afhanklik is ons van hom. Ons besef hoe goed is hy vir ons. Ons begin lewe met 'n hart van dankbaarheid. Ons begin goed soos jaloesie, bitterheid, onvergewensgesindheid. Al daai begin ons makliker afsny, want ons besef ons verhouding met God moet eers kom. En dit kom deur aanbidding. Johannes 4 vers 23 en 24 sê, maar die uur kom en is nou, dat die ware aanbidders van die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook sulkes as hy aanbidders. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Wanneer ons God aanbid, besef ons sondige natuur en ons besef wat ons moet afsny en waarvoor ons ontslaaf van moet raak en ons groei in ons verhouding met die Here deur ons aanbidding. Ons bou 'n dieper verhouding met God. Ons besef ons is mens. Ons besef ons is sondaars. Ons besef wat God gedoen het vir ons is net deur genade. En bring dit ons nie nader aan hom nie. Verseker. Romeine 12 vers
sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer, wat julle redelike godsdiens is. Wanneer ons God aanbid, beteken dit, ons gee totaal aan hom oor om gehoorsaam. Ons kan nie God aanbid op ons termes en ons voorwaardes. Ons kan nie God aanbid, maar hy moet voorsien en hy moet doen wat ons vir hom voorskryf. Dit is so. Maar deur ons aanbidding besef ons dat ons is afhanklik van God. Dit beteken ons dan in gehoorsaamheid begin lewe met hom. En dit beteken ons dan totaal en al oorgee. Omdat ons God aanbid vir wie hy is, dan begin ons goed besef, soos sy almagtigheid, sy alomteenwoordigheid, al die kenmerke wat ons al oorgesels het. Begin ons besef as gevolg van die feit dat ons hom aanbid, en ons aanbid hom nie uit bangheid, ons aanbid hom in liefde. Ons weet, deur aanbidding, wie God is, sodat ons hom nog beter kan leer ken. Aanbidding verander ons harte. Aanbidding transformeer ons denkwyse. Wanneer ons God aanbid, verander ons fokus. Wanneer ons vir God begin dankie sê vir wie hy is, dan skuif die fokus weg van my as persoon, of die ou langs my, of my probleem wat ek maandag by die werk moet face, of wat ook al by my huis aangaan, en ek kan net fokus op God. Dis 'n fokusverskuiwing wat 'n hartsverandering teweeg. As jy fokus op God en jy weet jy aanbid die almagtige God wat hemel en aarde geskaap het, hoekom dan nog steeds bekommerd wees vir aardse bekommernisse? Psalm 95 vers 6 en 7. As jy kom, laat ons aanbid en neerbuig. Laat ons kniel voor die Here, ons Maker, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ek is so bly ek is van God se skape. Hy beskerm my. Hy voed my. Hy lei my. Met die stok en met die staf. En hoe herinner ek myself daaraan? Ja, dat God aanbid. Dis die tipe van goed is wat ons vir hom dankie voorstel. Laastens, net soos met lofprys, bring aanbidding ook gemeentes nader aan mekaar. Dit skep 'n grond vir die Heilige Gees om te werk, sodat ons sonde kan aflê, dat ons kan vra om vergifnis, dat ons kan nader beweeg aan die Here met die hulp van ons medegelowiges. Waar daar iemand is wat sê, ek is bereid om saam met jou te bid. Ek skep geleentheid vir jou om God te kan aanbid. Want ek weet ook hoe belangrik dit is om God te aanbid. Ek verstaan dalk nie waar jy gaan nie, maar ek sal luister. Ek sal saam met jou bid. Ek sal saam met jou deur die proses gaan waar die Heilige Gees jou lei. Of dit 'n oorgawe is as 'n sondige mens, of dit is as iemand het teruggeval, of dit net is omdat jy op daai stadium gebed nodig het. Maar ons as gemeente skep die omgewing saam, sodat ons saam God kan aanbid. Want ons almal saam leer van God wie hy is. Leer ons aanbidding. Partykeer het iemand wat langs jou die Here aanbid,
nie sal leer as jy nie aanbid het nie, as jy nie saam aanbid het. Psalm 133 vers 1 sê, hoe goed en lieflik is dit, dat broeders ook saam woon in eenheid. As jy hele paar voordele van lofprys en aanbidding, wat ons nie kan doen, hulle kan dieselfde aanmerking doen. Maar ek hoop dat die vraag wat julle gehad het van, hoekom is dit belangrik vir ons om te lofprys en te aanbid? Ek hoop as daar ons so 'n bietjie iets gegee wat vir julle 'n antwoord kan gee. Maar dit is belangrik. Dis lewensbelangrik. Dit kan die verskil maak van waar jy dit gaan opeindig. Want jy gaan iewers opeindig. Mag dit met ons leer hierso. Berusting bring in die wete dat ons kinders van die Here is. En dat ons die vryheid kan hê om saam met mekaar die Here te kan loof en om te kan aanbid. Amen. Ons gaan voorsangers voor hulle vra. Wie wil die eerste getuienis doen? Die gaan eers ons getuienis doen. Terwyl ons voorsangers voor hom kom, en dan gaan ek vir hulle vra om ons die later te doen. Dan gaan ons lofprys en ons gaan aanbid. En vergeet nie aan ons. As jy nodig het om op jou eie te gaan doen, as jy nodig het om op 'n ander plek te gaan sit waar jy jou hande moet kan uitstrek en wat jy ook al doen. Want nou is die tyd vir jou om saam met God te spandeer in jou lofprys en aanbidding. Dankie vir my vriendin Ina wat het gekyk het op die sones en die huisers was aan en die mense. Met dankbaarheid kan ek hier ontstaan en sê, weer 'n bietjie grysheid, 'n bietjie meer wysheid, en eenagsigheid. Bietjie slaap soos 'n baba op die huil, 'n bietjie slaap, 'n bietjie bid. Kan ek net weer kom kyk? God vir my lewens. En is en ook seker die verkeerd sien
weet nie hoeveel tyd het ons nog oor nie. Sing uit jou hart en loof en prys die Here vir wat hy vir ons doen. Oh,
Jesus, how could I want more?
groot maak, U verheerlik, en U is waardig om aanbid te word. Al die lof, die eer, die aanbidding en die heerlikheid en die danksegging en alles kom U toe, Here. U is waardig om aanbid te word. En dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid kan wees. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om U te eer en U te aanbid. Word nou verheerlik in die hemelse weet waar ons uit mekaar gaan, en dat U ons bewaar, Here, en dat ons in hierdie stemming bly om U te loof en prys deur alles wat ons doen, wat ons sê, waar ons wandel, dat ons in die lig wandel soos U in die lig. Dankie dat U aangesig vir ons laat skyn, Here, en vir ons mense gee. Dankie dat U aangesig na ons te draai, Here, en dat U ons genadig is. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.